Ons bid saam. Ons dierbare en wonderlike Vader, baie dankie vir 'n groot en wonderlike oomblik om vanmôre weer stil te wees voor U. Dankie dat ons oortuigings, ons beginsels, ons geloof nie in woorde van menslike wysheid bestaan nie, maar in die krag van God, in die woord van die Here wat tot in ewigheid bly. Help ons om in hierdie dae opnuut weer vas te wees aan dit wat U vir ons aan die kruis met U kosbare bloed gekoop het, die evangelie, die blye boodskap, die leë graf, dat Jesus opgestaan het en elke dag in elke mens se lewe werksaam is. Dankie dat U die God is wat omgee. Dankie dat U U hand van liefde en genade en erbarming na mense toe uitsteek. En in hierdie donker laatuur op aarde weer eens kan weet dat Jesus lewe. Dankie vir die mooi goed, die kosbaarhede, waarmee kinders van die Here in hierdie wêreld ook hulle getuienis en hulle oortuigings uitlewe. En dat ons vanmôre nie nodig het om in moedeloosheid in hierdie wêreld neer te sink nie, maar in groot, wonderlike entoesiasme, as Jesus in ons harte woon en die Heilige Gees die oortuiging in ons harte werk, dat al hierdie dinge in hierdie wêreld ook ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Daar kom 'n lang ewigheid wat vir die wêreld en sy mense voorlê. En hulle wat die wil van die Here doen, sê U woord, bly vir ewig. Baie dankie vir kinders van die Here, mense wat mekaar liefhet en mense wat vir mekaar omgee. En dankie dat ons vanmôre weet, met ons God spring ons oor 'n muur en loop ons ook 'n bende storm. Here, ons leef in 'n wêreld van louheid en koudheid en afvalligheid. Maar dankie dat daar ook vir ons as kinders van die Here wat weergebore is, 'n boodskap in opgesluit lê. Help ons om vanmôre dieper in te sien as die normale wat ons aanskou. Help ons om in te sien in die diep verborgenheid van U genade en dat ons elke dag met 'n lied in ons hart deur hierdie wêreld kan stap. Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat U nodig het. Ons bid vir kinders van die Here wat daar op afgeleë plekke die voorreg het om hierdie kosbare waarheid van U woord elke Sondag te hoor. Ons buig voor U in diepe dankbaarheid dat daar mense in hierdie wêreld is wat een van hart en een van sin is. Mense wat waarlik bloedfamilie van mekaar is deur die bloed van Jesus Christus en die evangelie van die kruis en die opgestane Here Jesus, ons heiland en ons verlosser. En ons dank U dat daar 'n blye vooruitsig is, dat ons altyd saam met U gaan wees, om in die hemel kinders van die Here te wees, terwyl ons vanmôre nog hier is, terwyl ons moet skyn onder 'n krom en verdraaide geslag in hierdie wêreld. Leef vanmôre in ons harte en sit vanmôre asseblief in ons harte hierdie kosbare, bemoedigende, opborrelende evangelie waarheid om in die wêreld rondom ons met ander oë te kyk. Maak dit stil in ons harte. Ons bid vir hulle wat op die gemeente se gebedslys is. Ons dink aan hulle wat ernstig siek is, mense wat worstel met 'n kankerprobleem, om te weet dat Jesus ook daarmee 'n groot en 'n wonderlike plan het. Trek ons nader na U toe en maak dit stil in ons harte. Ons bid vir mense wat in baie moeilike omstandighede is, wat nie kos het om te eet nie. Mense wat deur hierdie warboel van die wêreld ingesluk is. Mense wat nie hoop het nie. Mense wat nie op 'n fondament staan nie. Mense wat ronddrywe en deur al die winde van leringe en dwalinge heen en weer geslinger word. Ons bid, Here, dat U in sulke mense wat hulle nood en behoeftes vanmôre ook al mag wees, dat U dit in 'n voordeel vir hulle sal omskep.
wanneer Jesus die middelpunt van ons lewe word. Trek ons naby U en salf lippe van klei wat die lof van God moet bring. Gee vanmôre vir ons harte om te verstaan wat U Heilige Gees vir die kinders van die Here en vir die wêreld rondom ons wil sê. Ook daar waar elke saadjie geplant word iewers op die lewenspad deur die media, deur die YouTube kanaaltjie waarin ons uitsaai en ook 'n ou WhatsApp klippie waarna mense luister. Sit U seën en U ryke genade ook daarin in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie liewe kinders van die Here, liewe vriende, as ons vanmôre hierdie heerlike waarheid van die woord van die Here elke dag oopmaak, is dit vol bewondering as ons daarna kyk. Daar is 'n waarheid in die skrif wat ons altyd in gedagte moet hou wanneer ons deur die Bybelse bladsye blaai. Een van dit is dat God het 'n boodskap, 'n waarheid vir elke mens op aarde, veral ook vir kinders van die Here, vir elke tyd in hierdie wêreld waardeur ons gegaan het. In die tyd van die gewete, daar voordat die wet op Sinaï gekom het God 'n oplossing en 'n antwoord vir daardie mense gehad met hulle omstandighede, met hulle krisisse en hulle pyne. Toe die dispensasie van die wet kom en God die profete daarna stuur en daardie mense in daardie tyd met al hulle ellende geworstel het die Here vir daardie tyd 'n antwoord en 'n oplossing gehad vir hulle in die besonder. Nou ons wat die voorreg het, wat met waarheid kan sê, dit is ons op wie die eindes van die eeue gekom het, sien ons die opborrelende dankbaarheid van goed wat op aarde gebeur, maar ook baie keer teneergedruktheid in mense se harte werk. En dan gee die Here ook vir ons in hierdie tyd waarin ons lewe 'n baie kosbare, besondere, wonderlike oplossing. En ons gaan vanmôre met mekaar oor hierdie wonderlike waarheid praat in Romeine hoofstuk 13. En ons gaan net vanaf die 8de vers so 'n paar verse saam lees. Hierdie hoofstuk is 'n hoofstuk wat betrekking het op kinders van die Here. Dis daardie mense wat Romeine 5 vers 5 in hulle hart en lewe ervaar het. Wat sê, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Kinders van die Here kan nie sê dat hulle kinders van die Here is sonder om die liefde van God in hulle hart te hê. Kinders van God kan nie sê dat hulle kinders van die Here is as die Gees van God nie in hulle woon nie. En kinders van die Here is mense wat kan sê dat hulle weergebore is, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in hulle binneste en 'n nuwe lied in hulle mond en hulle gange is vasgemaak en hulle voete is op die fundament Jesus geplaas. Nou kom hierdie hoofstuk en hy praat met sulke mense, kinders van die Allerhoogste God. Hy sê in Romeine hoofstuk 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan hierdie 10de vers is 'n uitstaande kenmerk van 'n kind van die Here. Ons is baie keer in die versoeking om te vergeld. Ons is baie keer in die versoeking om mense te behandel soos hulle ons behandel. Ons is baie keer in die versoeking om met mense te beklei soos hulle met ons beklei. Maar dan kom die Here en hy sê, daar's iets wat God in ons harte gesit het. En hy sê, hierdie liefde wat God in ons hart gesit het, hierdie liefde,
doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dan die 11de vers waaruit ons tema van ons boodskap vanmôre ook sal kom. En dit te meer, omdat ons, die kinders van die Here, die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, en dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Nou, as ons na die 11de vers vanmôre kyk, en hy praat met kinders van die Here, dan sê hy, daar is 'n absolute normale werklikheid, dat dit hulle is, in wie die Here Jesus Christus deur sy gees woon, wat die tydsomstandighede ken. Anders gestel, mense wat nie die gees van Christus het nie, en nie die sin van Christus het nie, mense wat nog verloor is in hulle sonde, mense wat nog ongered is, mense wat nog nie die Here ken nie, is mense wat glad nie verstaan wat in die wêreld gebeur. Hulle weet dit nie. Die een sê, dit is maar 'n siklus. Het julle dit al gehoor? Dit gaan weer beter word. Ander mense sê, dit wat ons nou deurgaan is maar net tydelik, en iewers vorentoe gaan alles weer in 'n wonderlike normaal beland. As ons na die wêreld kyk. As die Bybel met ons praat oor die tydsomstandighede, wat kinders van die Here ken, dan moet ons vanmôre vir ons sê, wat is die tydsomstandighede? Dit is omstandighede in die tyd waarin ons lewe. En hy sê, net kinders van die Here ken daardie omstandighede in die tyd waarin ons lewe. Ek wil graag hê, ons moet vanmôre 'n paar gedagtes met mekaar deel, en dan vir mekaar in vers 12 net 'n inleidende gedagte noem, as hy sê, die nag het ver gevorder. Van Adam af, toe hulle daardie dag hulle rug op God draai, $6,000 jaar gelede, het hierdie hele wêreld in die mag van die duisternis beland. Donker. En deur die eeue heen, vir 6,000 jaar, met die duiwel in beheer van hierdie wêreld. Hy doen nie, maar is verskriklike dinge wat jy sê. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Toe Jesus daardie dag deur die duiwel versoek is, toe sê die duiwel vir die Here Jesus, val neer en aanbid my, en ek sal vir u al die koninkryke van hierdie wêreld gee, want dit is aan my oorgegee. Wie dit aan die duiwel oorgegee? Adam. Adam het vir die duiwel gesê, ek sal jou volg, ek sal van die boom van die lewe eet, ek sal my rug op God draai, en die Bybel sê, die Here het gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe, en die Romeine 5:8 sê, soos die sonde in hierdie wêreld gekom het, deur die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, lê die hele wêreld in die mag van die bose, van Adam af, toe hulle uit die tuin uit is. Al wat in hierdie wêreld aan God behoort, is mense wat verlos is, deur die enigste verlosser, Jesus Christus. En die enigste saligmaker van die wêreld, God se seun, wat mens geword het, en onder ons kom woon het, en ons het sy heerlikheid aanskou, wat soos die van 'n eersgeborene. Moet ons vanmôre vir mekaar sê, ons beleef wêreld
toestande vir die afgelope 6000 jaar van duisternis en donkerheid. En alleenlik in die harte van die kinders van die Here skyn die lig van genade en die lig van God. U moet moeite doen en weer die Bybel bietjie gaan lees van Genesis tot by Maleagi. En dan sal u sien dit is 'n tyd van oorlog en haat en ellende en moord en vernietiging en verwoesting. Die afgelope 2000 jaar beleef ons niks anders. Selfs in genadetyd, waar die Heilige Gees op 'n magtige wyse uitgestort het, en hy die bederf van die antichrist keer binne in die kinders van die Here, en God binne in ons kom woon deur sy Gees, beleef ons dieselfde duister toestande, en hy sê, kinders van die Here, ken daardie omstandighede. Ek weet ons droom is geluk, en die kinders van die Here se droom is vreugde en vrede. Ek weet kinders van die Here verlang dat dit moet reg en op sy plek wees elke dag en elke keer, net soos ons dink, nou gaan dit beter, dan gaan dit slegter in hierdie wêreld. En my Bybel sê, dit moet so wees. En ons moet hierdie tydsomstandighede van die laaste uur, van die doodsnikke van hierdie genade dispensasie waarin ons lewe, moet ons ken. En ons moet dit verstaan, en ons moet dit begryp. En dan kom die Here en hy sê, ons ken dit, ons verstaan dit, ons weet dit, maar is goed om vanmôre dit weer in perspektief te sien, dit te ervaar, dit te glo en te weet dat God 'n groot wonderlike realiteit het, wat ons mee moet vereenselwig en vergenoegd wees daarmee. Hoor hierdie wonderlike, heerlike waarheid. Hy sê in vers 12, die nag het ver gevorder, dis amper dag. In mooi hermeneutiese verklaring van die skrif, beteken dit, as hy sê, die 6000 jaar op aarde is besig om verby te gaan. Hierdie donker, duister wêreld van 'n gevallenheid het al ver gevorder. Vir kinders van die Here wat die tydsomstandighede vanmôre na kyk, sê hy, dis amper dag. Ons is amper daar, waar dit altyd gaan wees soos God wil hê dit moet wees. En dan noem die Here dit God se hemel en sy luisterryke heerlikheid. Nie soos hierdie arme dom verslaggewer en radioomroeper wat met 'n ander verlore dominee van Pretoria 'n onderhoud voer in hierdie week en hy vra vir haar, sê vir my, wil jy nie vir die mense vertel hoe gaan hierdie siel van jou wees as ons nou uit hierdie wêreld uitgaan en ons is aan die ander kant nie. Nou sien ek waarheen gaan het. Dan sê die persoon, ja, hierdie siel van my, ek weet nou nie, sê sy, hierdie dominee vroutjie, ek weet nou nie hoe gaan hierdie siel van my optree nie, maar hierdie siel van my is baie keer in beroering. Dis nou haar siel. Sy sê, maar hierdie siel, weet nou nie eintlik, of niemand kan eintlik sê waar hy gaan wees eendag nie. En dan vra hy vir haar die volgende vraag. En vra vir haar, sê vir my, is hierdie siel van jou manlik of vroulik? Dan sien ek waar gaan hulle heen. Uit die putte van die hel gebore. Hoe kan 'n man se siel nie weet hy's 'n man as hy hier uitgaan? As ons nou al hierdie dinge rondom ons sien gebeur, sê die Bybel, dis nag. Ons belewe hierdie donker, duister toestande. En die nag het ver gevorder en is amper dag. Ek wil saam met u vanmôre 'n bietjie daarna kyk.
Hy wil vir ons in Lukas 21 vanaf vers 25 iets aangrypends vertel. En as jy die Bybel saamgebring het, lees maar Lukas 21 vanaf vers 25. En as Lukas hierdie kosbare waarheid met ons deel, dan staan ons soms verbaas dat dit nie elke dag in ons harte weer klink en ons aangegryp word met hierdie 21ste hoofstuk van Lukas vanaf vers 25 nie. Hoor hierdie woorde. Hy sê, daar sal tekens wees aan die son, die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. Staan hierdie woorde daar. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as al hierdie dinge begin gebeur, kyk dan op, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Nou deur die jare heen het jy ouens gekry, wat een topiek van die Bybel vat, en dis natuurlik die kenmerk van 'n sekte, dat hulle een gedeelte uit die Bybel uithaal en dit ry en hy los die ander uit. Hulle het net van die wegraping gepreek. Hulle het net van die tekens van die tye gepreek. Hulle het net vertel van al die goed wat aan die gang is en alles wat besig is om te kom. Hulle het die mense opgesweep, hulle is emosioneel saam en hulle het hulle blikkies kos bymekaar gemaak en hulle het hulle werke bedank en op die huis getrek en gewag vir hierdie dag. Terwyl dit nie die rede is waarom God vanmôre hierdie gedagte vir ons skryf nie. Hy sê die waarheid is, die donker duister tyd het ver gevorder. Dis amper dag. Wanneer kinders van die Here in hierdie wêreld moet opkyk as hulle al hierdie goed sien begin gebeur. Dan moet hulle al die blikkies kos bymekaar maak. En vir hulle gate onder hulle huis grou waar hulle 'n kelder het om, hulle noem hulle preppers. Om alles reg te maak vir hierdie goed wat kom. Jesus sê nee. Ek en jy maak nie reg in hierdie wêreld om te oorleef nie. Ek en jy moet weet, Jesus het gegaan om vir ons reg te maak waar ons heen gaan. Kyk dan op, dan is julle verlossing naby. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Kinders van die Here moet weet. 'n Kind van God sal nooit sy woord bevraagteken nie. Kinders van God sal nooit God se woord minag nie. Kinders van God sal nooit die waarheid van God se woord opponeer nie. Hulle sal dit nooit afwater nie. Hulle sal dit nooit wegpraat nie. Wat vir my kosbaar is. En ek het vanmôre weer die evangelie van die kruis en die feit dat Jesus aan die kruis vir ons betaal het en die feit dat ek weer gebore is, opnuut weer besef en gedank en God aanbid daarvoor, want wanneer kinders van die Here daarmee besig is en dit doen, die oomblik as hulle dit vir hierdie wêreld aanbied, dan sê daai persoon wat jy mee praat, presies waar hy staan. Dan sê hy, ja maar, en dan ry hy sy perdjie wat hy glo. Die Here se woord is duidelik, dat daar 'n kruis op Golgotha gestaan het, dat Christus die enigste verlosser is, en Jesus ons enigste hoop is, wanneer die wêreld val, en alles in duie stort, en alles in hierdie wêreld verkeerd gaan, sê hy, kyk dan op, want dan is julle verlossing naby, want die nag het ver gevorder, dit is amper dag. Ek en jy het vanmôre nodig om te sê, ons sal nooit in ons lewe hierdie wêreld se pad kan volg nie, en ons sal nooit in ons lewe hierdie Bybel
in diskrediet kan bring nie. Ek wil vanmôre graag 'n kort paar gedagtes met u deel oor die tydsomstandighede. Hierdie tydsomstandighede. En volgende Sondag gaan ons met u praat oor die grootste tydsomstandighede van ons tyd en hoe om uit die slaap wakker te wees. Daar's twee Bybelse waarhede wat vir kinders van die Here altyd saam geloop het. En ons vind dit in Matteus 24 vers 12. Dit het altyd saam geloop, saam met mekaar, 'n deel van mekaar, sonder om van mekaar anders te wees. Matteus 24, lees ons die 12de vers hierdie woorde. En omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. Twee goed wat altyd saamloop. En jy kan maar enige verhouding in hierdie wêreld tussen enige mense nakyk en sien alles is hierdie twee dinge betrokke. Die liefde van die meeste mense verkoel. En die rede daarvoor is omdat die ongeregtigheid vermeerder. Ons leef in 'n tyd dat jy ver soek vir alles wat mooi en reg en opreg en skoon en rein en wonderlik is om dit in die hande te kry wat eg is. Jy soek ver vir dit. Ons leef in 'n tyd van ongeregtigheid. Mense roem in hulle skande. Mense gee nie om openlik goddeloos te wees nie. En dit is vir ons vanmôre een van die grootste bewyse van die tydsomstandighede waarin ons leef. Nou daar is natuurlik 'n rede voor, en ek gaan nou vir u die Bybel dit wys. Waarom die ongeregtigheid vermeerder? Waarom die liefde van die meeste mense verkoel? Waarom mense nie met mekaar meer oor die weg kom nie? Ons leef in die tyd waarvan die Bybel sê, 'n vader sal teen 'n moeder opstaan en 'n vrou teen 'n man en kinders teen hulle ouers. Hy noem al hierdie wonderlike werklikhede wat sal gebeur. Hy sê ja, sy huisgenote sal sy vyande wees. Dit was nog nooit erger as vandag nie, in hierdie wêreld nie. Ek werk vir dit, ek werk saam met dit, ek beweeg tussen mense, ons lewe saam met mense, en elke keer as ek by iemand kom, wat ek 'n pad mee begin loop, en ek sien hier's iemand met 'n mooi hart, dan sê ek vir die Here, dis die uitsondering in hierdie dorp. Dis die skaarsste artikel. Dis die raarste realiteit, dat daar mense is wat 'n hart het vir ander mense. Want die liefde van die meeste mense verkoel. Mense gee nie meer vir mekaar om nie. Mense dra nie mekaar se laste nie. Mense is nie meer begaan oor ander nie. Omdat die ongeregtigheid vermeerder. En weet jy wat is die grootste probleem? En ek beloof, ek sal vir u dit sê. Ek is jammer. Ek kan nie in my lewe 'n ding op 'n maklike, sagte, mooi manier stel as die Here iets sê wat so is nie. Weet jy wat is die grootste ramp in hierdie wêreld? Self-aanbidding. Weet jy dat daar mense is wat hulle eie ego aanbid en hulle eie self eerste prioriteit in hulle lewe gee. Dis vir hulle die belangrikste. Hoor net. Kom ons kyk wat sê die Bybel. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5. 2 Timoteus 3, die eerste 5 verse. En hy praat met
'n wêreld om dit te weet. En as ek vanmôre deur God se woord op mense se harte trap, en jou voet is in die pad, en jy trap op jou tone, vat jou voet uit die pad uit. Want dis God wat dit sê. Hierdie wêreld moet dit weet. Dis die rede vir liefdelose ongeregtigheid in hulle lewe, en waarom mense in hierdie wêreld hulle eie lewe leef. Selfaanbidding. Dit lyk so. Dis die tydsomstandighede waar ons leef. Wat ek en jy ken. En ons moet dit ter harte neem en ons moet dit onthou. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En die oomblik as mense daar stop, dan dink hulle dis die groceries wat duurder word. O nee. Want mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges. Grootpraters. Trotsaards. Lasteraars. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar. Onheilig. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Ek wil hy nooit weer in my lewe sien nie. Ken jy dit? Kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder 'n liefde vir die goeie. Selfaanbidding. Elke môre, dan staan Benny Hinn voor die spieël, dan sê hy, Here, dis is 'n smart ou hierdie. Hy aanbid homself. Maar dis die norm van ons tyd, dat mense hulle self omarm en sê, ek het jou so lief, want hulle het net hulle self lief. Hulle gee net vir hulle self om. Hulle lewe net vir hulle self. Hulle gee net aan hulle self uit. Hulle stel net aan hulle eie belang. Hulle doen net wat vir hulle lekker en alright en goed is. Selfaanbidding is die tyd van ons wêreldgees waarin ons lewe. En God sê, kinders van die Here, kan dit weet, dat ons in hierdie tyd leef. Hierdie tyd van selfaanbidding. Dis vir my een van die grootste bewyse van die tydsomstandighede waarin ons leef. Telke male moet ek myself knyp en my sê, hoorie, watter tyd leef jy in? Want nou die dag nog het ons saam met die kindertjies in die straat gespeel. En daar was in die straat waar ons gebly het, waar daar 11 huise was, nie een gesin wat nie met mekaar oor die weg gekom het. Almal was vir mekaar lief. As iemand siek is, het almal gaan help en ietsie aangedra. 'n wêreld wat in 'n afgelope paar jaar in duie gestort het van liefdelose selfaanbidding. Dit moet om my draai en om my belange. Ek lees 'n tweede waarheid in die Bybel. In Matteus 24 vers 6 en 7. Nou elke keer wanneer ek hierdie 24ste hoofstuk van Matteus lees, dan weet ek een ding, en dit is dat God het 'n baie groot rede gehad hoekom ons hierdie hoofstuk in ons Bybel moes hê. Want dit het alles te doen met die laaste dae. Die tydsomstandighede. Nie van die gewete nie, nie van die wet nie, nie van die profete nie, maar van die tyd, van die uitstorting van die Heilige Gees waar die laaste dae begin. Want Joel sê, toe Petrus daar staan en die mense sê, dit wat julle nou sien, 13 verskillende tale word gepraat, sodat mense 3000 gered word, en die wêreld wat nie die tydsomstandighede kan lees nie, sê, almal wat daar is dronk, en is nog maar 9 uur in die môre, en hulle is vol soet wyn. Toe staan Petrus op te sê, dit wat julle nou sien en hoor, is deur die profeet Joel geskryf, toe hy gesê het, in die laaste dae
sal ek van my gees uitstort op alle vlees en die jong mense sal droom en die ou mense sal gesigte sien. En hy sê, 2000 jaar gelede, het die laaste dag begin aftel. En ons staan vanmôre, op die tydsomstandighede, wat ons ken, van 'n liefdelose wêreld, en Matteus 24 sê 'n tweede waarheid van dit, en daar in die 6de en 7de vers vind ons hierdie woorde, in Matteus 24, en skryf dit op die tafels van u hart. Julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, die een koninkryk sal teen die ander opstaan, daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Hy wil eintlik vir ons sê, die tydsomstandighede, wanneer hierdie plaasvind, is die begin van die ellende, wat vir die wêreld op pad is. En kinders van die Here weet van hierdie tydsomstandighede. En ons moet vanmôre vir mekaar sê, as ons aan die Here behoort, die tydsomstandighede, van hierdie ellende wat in hierdie wêreld gebeur, hier is nie 'n plek op aarde waar nie oorlog is nie. Toe Donald Trump, die Amerikaanse president, die wêreld skud met Bybelse fundamentele waarheid, en sê God het net een man en een vrou gemaak, hy het nie tussenin goed gemaak nie. Jy word gebore 'n man of 'n vrou. En hy vind uit dat die triljoene rande wat hy vir Afrika en vir Suid-Afrika gegee het, gebruik hulle vir inspuitings om klein kindertjies in te spuit, sodat hulle van 'n meisie 'n seun kan word. En hy vat al hierdie geld weg. En al die vigspasiënte in hierdie wêreld, en in Suid-Afrika, gaan een van die dae, sonder 'n pilletjie sit. Dan gaan hulle doodgaan. Want 'n mens maai wat jy saai, sê my Bybel. En gebeur dit, dat Frankryk, wat deur die moslems oorgelewer word. Ek sal u ure lank met hierdie wêreldtoestand kan besig hou, maar net vir u sê, as hulle besig om hulle hele begroting te gebruik om nou wapens te maak. Want die hele wêreld sit en luister en kyk vir mekaar. Die een wil meer Iran by 'n ander een koop om atoombomme te maak, om te sê, druk jy eers die knop en dan druk ek om voor jou kan druk. En ek wits jou uit. Die wêreld is 'n oorlog getuisterde toestande. Hoor net hier. Ek wil jy moet dit in die hart bewaar. Ek lees 'n stukkie van die Instituut vir Ekonomie en Vrede. Hulle doen navorsing van vrede op die aarde. En hulle doen navorsing oor die ekonomiese toestand van hierdie wêreld. En hulle sê, hulle bevinding wetenskaplik gebewys is dat die afgelope 10 jaar het alles in hierdie wêreld in 100% in duie gestort wat vrede en ekonomie betref. Ons beleef die tyd dat soos iemand gesê het, ons nog ons 100 en 200 rand note gaan gebruik om teen ons mure van ons huis te plak vir muurpapier. Dis voor die deur. Dis hier. Die wêreldse ekonomie is besig om te tuimel. En hierdie mense sê in hulle onrus, daar is vir die afgelope 10 jaar 'n totale globale onrus in hierdie wêreld waar mense mekaar doodmaak. Waar mense mekaar uitroei. Lukas 21 vers 25 sê 'n aangrypende waarheid. En ek was so dankbaar toe ek dit lees dat God vir ons sy woord gegee het. Ons hoef nie te wonder daaroor nie. Ons hoef nie uit die lug uit dinge te tas nie. Lukas 21 vers 25 sê, daar sal
Daar sal tekens wees. Aan die son, die maan en die sterre. En ek is nie 'n doemprofeet nie, maar die wetenskaplikes van die hele wêreld is eens daarmee dat daar 'n meteoriet op pad is, wat hierdie wêreld kan verwoes. En ek weet nie hoeveel metrieke ton groot nie. En dit laat my dink aan daardie groot meteoriet waarvan ons in Openbaring lees, wat hierdie wêreld gaan tref. Wat 'n einde gaan maak aan baie mense se lewens. Miljoene sal sterwe. Hier staan in vers 25, en op die aarde 'n benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. Wanneer die see en die branders dreun. Nou, ek weet nie of Lukas al 'n tsunami gesien het nie. Maar hy het dit gesien. En hy het dit neergeskryf. Mense wat nog nooit in hulle lewe gedink het om mekaar te groet nie. Leiers van volke is besig om by mekaar te kom in hulle radeloosheid, om te hoor of hulle nie raad kan kry by iemand anders nie. Daar's nie hoop, en daar's nie raad vir hierdie ellende van hierdie wêreld nie, en ons ken hierdie tydsomstandighede, en die Bybel sê, as julle dit sien gebeur, prys die Here, ons koms is voor die deur. Dit is lang duisternis gewees, dit is amper dag, en die koms van Jesus is voor die deur. As julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, dan is julle verlossing naby. Die antwoord en die oplossing vir die ellende van hierdie wêreld is nêrens anderster as boontoe nie. Jesus kom ons haal. Ek het verlede week gesê, so 'n stukkie vertel van daardie dominee saam met wie ek sit en eet by 'n ontbyt. En ek sê vir hom, ek is die Here so dankbaar, that when the onlook is dark, en hy sê Engelsman, only the outlook is bright. En hy sê, oh, you're one of that rapture persons. En ek sê vir hom, yes, I am one of the Bible-believing rapture persons. Hy sê, I'll rather stay here. Ek sê, thanks for that. You're going to stay with the Antichrist. Die kinders van die Here, se hoop is boontoe. Hoor net hier. Die Antichrist is op pad. Die gees van die Antichrist is aan die werk. En hy is besig om te werk in die kinders van die ongehoorsaamheid, sê die Bybel. Mense wat God nie ken nie, glo in die gees van die Antichrist, en hy maak hulle ryp, sodat hulle soos 'n ryp vrug binne in die hand van die Antichrist sal val, wanneer die Here sy kinders kom haal het. Ons is op pad na Openbaring hoofstuk 6 toe. As jy die woord van God liefhet en 'n Bybelstudent is, en in die Bybel jou ingrawe om die waarheid te weet, weet jy, dat Openbaring hoofstuk 4 is die sleutelpunt en die bron van alle hoop vir die kinders van die Here. 7 gemeentes, 7 tydperke, waar God op aarde werk, die laaste een is Openbaring 3 vers 20, waar hy staan in Laodicea. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. God is uit kerke, God is uit lande, God is uit organisasies, en ek gaan vanmôre afsluit, as ek dalk vergeet, steek jou hand op. Ek wil afsluit met daardie wonderlike waarheid, waar staan ons met geestelike verval. Al hierdie goed is in duie. Die Antichristse gees heers oor die aarde. Hy leef in die kinders van die ongehoorsaamheid. Hy berei die tafel voor vir hierdie supermens wat gaan kom. En die Bybel sê in Openbaring 4 vers 1, gaan die kinders van die Here die woord van die Here hoor. 'n Basuin wat blaas en sê, kom op hierheen. En daar is 24 ouderlinge in die hemel, al die kinders van die Here van die Ou en Nuwe Testament. En na Openbaring 4 vers 1, lees jy nooit weer van God se gemeente op die aarde nie.
want hulle is by hom, om altyd by die Here te wees. Openbaring 5 het gebeur, en toe Openbaring 6 moet nog gebeur, en dit gebeur. Hoor wat staan, wat kom, wat is op pad. En ons ervaar vanmôre die tydsomstandighede, wat ons ken, wat ons weet waarheen dit op pad is voor die deur. Daar staan in Openbaring hoofstuk 6 vers 4 hierdie woorde, dis waarheen ek en jy op pad is. Ons gaan dit nooit sien nie. Ons gaan dit nooit beleef nie. Want in Openbaring 4 is ons weg. En in Openbaring 6, onder die antichristse gees, gaan Openbaring 6 vers 4 'n realiteit word. Hy sê, 'n ander perd, 'n 4 rooie het uitgekom. En aan hom wat daarop sit, is dit gegee, hoor nou, om die vrede van die aarde weg te neem. Daar sal nie 'n stukkie vrede op aarde wees. Vrede tussen lande, vrede tussen volke, vrede tussen nasies, vrede tussen mense, vrede tussen konings sal vir ewig weg wees. Dit sal haatlik en mense sal mekaar haat soos nooit tevore nie. En ek glo met my hele hart, as Paulus hierdie teksvers geken het, en Johannes wat dit geskryf het, en hy vanmôre in hierdie wêreld moet opstaan, en hy kyk na die tydsomstandighede waarin ons vanmôre lewe, sal hy sê, Openbaring 4 vers 1, het klaar plaasgevind. Want hy sal sê, die vrede op die aarde is klaar weggeneem, maar het kom nog. Ons leef die duister toestande, wat al ver gevorder het, en is amper dag, wanneer die lig van God, soos Sagaria 14 vers 4 sê, die son van geregtigheid sal opgaan met genesing in sy vlerke. Vir die kinders van die Here sal die lig van die Here opgaan en ons sal altyd by die Here wees. Dis die enigste hoop. Die enigste hoop vir my en jou. In een oomblik kan ek en jy alles verloor. In een oomblik kan ons by die bank stop en ons bankrekening is toe en sê, daar's nie meer kontant nie en daar's ook nie meer geld nie. Ekonomie is besig om in duie te stort in elke land in hierdie wêreld. Luister net hier. Ons is op pad na Openbaring 6 vers 4 toe. 'n ander perd, 'n 4 rooi het uitgekom en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak en 'n groot swaard is aan hom gegee. Mekaar sou doodmaak. Ek wil een van die gevalle in ons omgewing vir u vertel. Een moeder verskyn in die Kaap, in die hof, omdat sy haar baba verkoop het. Vir R50 aan 'n sangoma om sy lede te gebruik vir Muti, om krag te kry om ander mense gesond te maak, om daai blou oogies van haar baba kind uit te haal en daai kind lewendig uit mekaar uit te sny sodat hulle krag kan kry. En weet jy wat is die ergste van alles? Ons mediese fondse betaal nou die sangomas as hulle mense sien wat hulle gesond maak. As dit nie verskriklik is nie, weet ek nie wat is verskriklik nie. Dis die tydsomstandighede waar ons leef. Mense verkoop hulle kinders aan sangomas. En ons mediese fondse wat ons betaal die sangomas om hulle mense gesond te maak. Ek sluit vanmôre af met 'n laaste gedagte. Almal probeer om die aarde te red. Hulle spandeer biljoene en biljoene rande om die aarde te red van global warming sogenaamd.
dat hierdie aarde word al warmer en al warmer. Maar die biljoene rande word aangewend om mense ryk te maak wat katalysators en motors se uitlaatstelsels sit, sodat die ozonlaagie nou beskerm moet word. Kan jy seker soortheid glo? Maar een vulkaniese uitbarsting van een dag vernietig 'n groter deel van die ozonlaag as al die voertuie op die aarde in 100 jaar. En hulle sing in hulle liedjies van die ou aarde wat ons grootmoeder is. Want dis al wat mense het. Die aarde. Hulle het nog nooit op 'n plek gekom waar hulle weet dat dis duisternis en is amper dag. En die oplossing is boontoe. Van waar ons verlosser verwag, Jesus Christus, om sy kinders te kom haal. En mense wat hierdie ou aarde so omarm en lief het lankal vergeet die liedjie wat hy in die sondagskool gesing het. As hy weer kom, kom haal hy sy parels vir Jesus se kroon. Hulle glo dit nie meer nie, want hulle is ontnugter met 'n humanistiese wêreldbeskouing van ons aarde, wat ons ou grootmoeder is, wat ons moet beskerm en bewaar. Dis goddeloos en dis siek. Vir sogenaamde natuurrampe en aardverwarming. Ek lees in Matteus 24, en as ek dit lees, dan sê ek elke dag vir die Here, baie dankie, dat ons dit weet, dat ons dit het, dat hy dit vir ons op swart op wit in sy Bybelboek geskryf het. Hy sê in Matteus 24, vers 7, skryf dit op jou hart. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, daar sal hongersnode wees, pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Die kindertjies kom van die kleuterskool af. Dan dra hulle al die peste na mamma toe by die huis. Mamma dra dit na haar werk toe waar sy besig is. En die dokters by die hospitaal maak die geld. Dis waar ons leef. Pes, siektes. In hierdie wêreld is 'n pandemie. Hulle het nie meer antwoorde en oplossings vir die siektes van ons dag nie. Ek lees by navorsing wat gedoen is, dat 1 van elke 6 mense in hierdie hele wêreld is nou besig om van honger dood te gaan. Hoor jy wat ek sê? Geen wonder dat hierdie goddelose Fauci en Bill Gates met hulle pa se program van ons moet die wêreld depopulate. Ons moet die inspuitings en die virusse in die wêreld instuur en daaruit geld maak as ons net hierdie wêreldse populasie van 7 biljoen kan afkry na 4 of 3 biljoen toe. Hulle moet doodgaan soos vliee. Hoekom? Daar's nie kos vir my en jou vanmôre op aarde. As hulle vanmôre al die voedsel in hierdie wêreld tussen die 7 biljoen mense gelyk op verdeel, dan is almal van ons besig om binne 'n paar weke dood te gaan. Daar is nie kos vir. Omdat julle dan die tydsomstandighede ken, dat het lankal donker is en die nag het ver gevorder. Hoor kinders van die Here, dis amper dag. Dis amper hier. Die skrif is aan die muur. Die koms van die Here is voor die deur. Wat doen ons aan? Nog 'n blikkie boeliebeef gaan koop? Ons kyk op. Want die Here het gesê, daar is 3 goed waaroor 'n kind van die Here nooit hoef te bekommer nie. Wat jy sal eet of drink of aantrek nie. Die ander goed
bekommer die heidene hulle oor. God sorg vir sy kinders deur die eeue heen. Hy voorsien vir hulle. Maar dan moet ek en jy sy werk doen. Dan moet ons vir hom lewe. Dan moet ons die koninkryk bou. Dan moet ons sorg dat die oes ingesamel word. Sodat Jesus sy basuin kan blaas. En ons altyd by die Here kan wees. Ek wil afsluit met Openbaring 6 vers 5 tot 8. Ek wil vir u wys waarheen is ons op pad. Dit gaan nie beter word nie. Dit gaan nie verander nie. Die oeste gaan nie weer groter word nie. En die kosvoorrade van die aarde gaan nie weer gevul word met groot massas nie. Daar gaan nie weer kos kom om die wêreld te voed nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ons is op pad na die groot verdrukking toe, waar die antichriste gees nou oor die aarde spoel, sy wêreld gereed maak, sodat mense van hulle radeloosheid, waaraan hulle aan hulle harte besluit, sal nood hê aan 'n supermens, die antichrist wat in die plek van Christus kom, en hy vir al die mense die oplossing en die antwoord gaan bring. Hier is ek, luister, wonders en tekens van die leuen. Hy gaan groot wonderwerke doen, en die mense sal verwonderd agter hom aanstap. Waarheen is ons op pad? Maar wat gaan ons nie sien nie? Want Openbaring 4 vers 1 sê hy, kom op hierheen, en ons is weg. En dan kom die Openbaring 6 gedeelte, wat ons vanmorgen moet wys, waarheen is die wêreld besig om gelykvormig en gelykmatig aan te gaan om daar te kom. En ons ervaar die voorsmaak, 'n klein stukkie van die voorspel van die Bybel, wat besig is om voor ons oë in vervulling te tree. Die nag het ver gevorder, dis amper dag. Hoorie, Openbaring 6 vers 5, is dit nie mooi nie? En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning, 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Die kos word minder, en die geld word meer. En ek het vanmôre gebid en gevra, Here, hoe moet ek vir hierdie mense in hierdie wêreld vertel, van hierdie ellende wat wag? Sê ek, as jy weer in die supermark instap, dan gaan staan jy voor die kookkas. En as jy nog 'n kook koop, dan gaan jy sien, die kookkas lyk soos die hompie se koppies. Die botteltjies is net so groot, maar jy betaal 'n liter se prys daarvoor. Ons het vir 5 cent, 'n sixpence, het ons 'n liter kook gekoop toe ek 'n kind was. Nou betaal ons R12 vir so 'n klein botteltjie kook. Praat ek nie eens van die kos nie, van die geld. Wie het gedink daaraan, dat 'n mens R35 vir 'n 2 liter melk gaan betaal, in jou lewe? Ek sal u besig hou tot môre toe, oor dit wat dit kos om aan die lewe te bly. Die nag het ver gevorder, het is amper dag. Maar die kosbare boodskap van die Bybel is, vir hulle wat aan Jesus behoort. Hulle wat weergebore is, hulle wat weet, hierdie wêreld is nie my woning nie, ek moet net kos hê tot die Here my kom haal, en dit beloof hy sal ek hê. Want moenie julle bekommer oor wat julle sal eet of drink of aantrek nie. Die ander goed veroorsaak vir mense hartaanvalle, radeloosheid van die dinge wat oor die wêreld kom,
en hartaanvalle. Mense sal aan hulle harte beswyk. As hulle sien, waar gaan die volgende paaiement vir my pos vandaan kom? En hoe gaan ek hierdie 3 miljoen rand afbetaal, wat op die 13 miljoen rand nog geskuld word van my strandhuis? En hoe gaan ek hierdie fabriek aan die gang hou, wat alles te duur geraak het, en salarisse hoër raak, en die produksie minder raak? Nog 1 miljoen? Nog 1 miljoen? Nog 1 miljoen? Ek vra vanmôre vir u, wat wil 'n kind van God daarmee maak? Ek wil graag afsluit. En ek sê vir u, dis vir my die wonder. 'n Man het besluit, hy gaan alles wat hy vat en besit, en dit wat die mense omskuld, by mekaar maak. Dan gaan hy dit in goud omsit, want hulle sê mos, alles is besig om te verdwyn, julle moet nou goud koop. Het julle dit gehoor? Nou moet ons goud koop, want daar is waarde. En hy verkoop sy plase, en hy verkoop sy huise, en hy haal sy geld in die bank uit, en hy kry vir hom alles by mekaar, en hy koop vir hom 'n pragtige groot goudblok, so 'n groot stuk goudblok. En toe hy sterf, toe loop hy met daai goudblok in die hemel in, want hy het alles saamgevat. En toe hy in die hemel kom, toe kry hy vir Petrus, en Petrus vra vir hom, "Hey, wat doen jy met daai pywersteentjie hier?" Want die Here sit dit op sy strate, en ons loop in die hemel daarop. Goed wat mense hulle siele in hierdie wêreld voor verkoop. My hart is seer vanmôre, na gister se huisbesoek. As die geld in hierdie wêreld om mense vir God te wen nie. Hoor wat ek vir u sê. Mense moet 'n paar rand by mekaar skraap om traktaatjies te druk en ink te koop en vir die wêreld van Jesus te vertel. Maar aan die ander kant bly 'n oom wat 10.000 skape het. En hy verhuur die skape uit. En hy kry 500.000 skape per jaar se geld in sy sak. Jy moet hoor wat ek vir u sê. Hy het 250 miljoen rand in die bank. Weet jy hoeveel is 250 miljoen rand vir een mens? Hy's nie getroud nie. Hy bly saam met 7 katte in een huis en hy slaap op die grond op 'n matras. En hy gaan eet saam met vriende van my, by die Wimpie. En toe hy klaar geëet het, toe kyk hy so rond, en hy stap na die mense oorkant toe, en hy vra vir hulle of hulle klaar geëet het. Hulle sê ja. Hy sê, kan ek hierdie kos asseblief kry? Ek wil dit vir my saamvat. 250 miljoen rand. En hy vra die mense se kos uit hulle borde uit met die Wimpie se tafeltjie langs aan. En hy sê, hy dink, hy moet maar die geld wat hy het, vir die SPCA bemaak. Omdat ons die tydsomstandighede ken, moet ons vir die Here vra om ons te help. Om kinders van God te wees wat in hierdie wêreld skyn onder 'n krom en verdraaide geslag. In hierdie verskriklike goddelose wêreld, wat nie 'n idee het van die koninkryk wat gebou moet word en die werk van die Here wat moet aangaan. En Jesus se koms is voor die deur en die oes is nie ingesamel nie. Kom ons dank die Here vanmôre vir sy wonderlike goedheid en sy liefde en sy genade. Ons kan nie anders as om op ons knieë neer te val elke dag en vir u dankie, dankie, dankie te sê, omdat ons aan u kan behoort nie. Here, die elendigste van alle mense is op aarde, as hulle nie kan sê dat hulle 'n ontmoeting met die lewende God gehad het,
wat hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in hulle binneste gegee het nie. En om Jesus die enigste en die alles van hulle lewe te maak nie, want die nag het ver gevorder. Dis amper dag, Here, en ons sien uit na daardie kosbare, wonderlike gebeurtenis om altyd by die Here te wees, maar daar's vanmôre nog werk. Daar's vanmôre nog familie van ons. Daar's vanmôre nog mense by die werk wat ek nog nooit meer oor gepraat het nie. Daar is mense vir wie ek nog nie gebid het nie. Daar's mense wat nie eens op my gebedslys is nie. Daar's mense wat nog nie 'n versigtiging uit my hart het om te sê, Here, asseblief help nie. Help ons, stel ons in staat en maak vir ons elke dag 'n pragtige, mooi, kosbare, wonderlike geleentheid. Want ons ken die omstandighede. En ons wil vir U sê, Here, as ons dit ken, help ons om daarvolgens te lewe, want die nag is amper dag. Die dagbreek is amper op hande. En Jesus kom sy kinders haal. Dankie vir daai bemoedigende boodskap in die Bybel. Ons sal nie altyd hier wees nie, maar ons sal altyd by die Here wees. Ons sê dankie, want U sê bemoedig mekaar met hierdie woorde. Amen.